'n goeie dag en vandag is dit Matteus 28, die slothoofstuk. Ja, mag die Here julle seën met die gedagtes uit Matteus uit. Nou, na die duisternis van die dood, het die aanbreek van die lewe gekom. En Matteus 28 bring vir ons die plofbare nuus van Jesus se opstanding, die hoeksteen van die Christelike geloof. Van die leë graf af tot die groot opdrag, verskuif hierdie hoofstuk die verhaal van hartseer na vreugde en openbaar Jesus se triomf oor die dood en sy mandaat aan sy volgelinge. Vers 1, na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begine lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing gewees. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig, en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." En dis die engel wat dit sê, ja. Vers 8, hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te gaan vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien." Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê: "Julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie." Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Vers 16, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Hoewel party getwyfel het, Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde." Vers 19 en 20, en ons sluit af met dit. "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld." En ons sluit af met 'n kort oorsig. Hierdie gedeelte het gehandel oor Jesus se opstanding en die nasleep daarvan. Net gou 'n kort vinnige opsomming ter afsluiting oor wat ons nou in Matteus 28 gelees het. Ons het gehoor dat vroue ontdek dat Jesus se graf leeg is en 'n engel kondig sy opstanding aan. Jesus het toe die vroue ontmoet en hulle aanbid hom. Ja, die soldate was omgekoop om te sê Jesus se liggaam is gesteel. Die opgestane Jesus verskyn toe aan sy disippels, gee hulle die opdrag om disippels van alle nasies te maak en beloof om altyd by hulle te wees. Hierdie hoofstuk verskuif van tragedie na triomf en beklemtoon Jesus se oorwinning oor die dood en sy afskeidinstruksies aan sy volgelinge. En volgende keer lees ons wat Markus alles te sê het, en dit gaan baie interessant wees. Seën, vrede en genade vir julle, geliefde kinders van God. Amen.